Familiekerk, Bottelarij in Brackenfell. Mag jy iets hier van Jesus ervaar, wat jou lewe sal verander. Baie welkom. Wat is, wat was en wat nog gaan kom. Die juk is sag en die laas is lig. Die koning van my hart vir nou en vir ewig. Daarom val ek op my knieë in verwondering oor U, want U is ons God, ons grote God. So lig jou hande op na ons ewige Vader, die Prins van vrede, van liefde en van hoop. Hy die kerk gestuur om sy woord te versprei, sodat ander ook sy liefde kan kry. En wat is, wat was en wat nog gaan kom. Vir ons gesterf, nou is ons vrygekoop. O, die hemel gaan 'n feestyd vir ons wees. Daarom val ek op my knieë in verwondering oor U, want U is ons God, ons grote God. So lig jou hande op na ons ewige Vader, die Prins van vrede, van liefde en van hoop. Hy die kerk gestuur om sy woord te versprei, sodat ander ook sy liefde kan kry. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ek op my hande, lig ek op my hande, daarom lig ek op my hande na U. Daarom lig ek op my hande, lig ek op my hande, daarom lig ek op my hande na U. Daarom lig ek op my hande, lig ek op my hande, daarom lig ek op my hande na U. So lig jou hande op na ons ewige Vader, die Prins van vrede, van liefde en van hoop. Hy die kerk gestuur om sy woord te versprei, sodat ander ook sy liefde kan kry. So lig jou hande op na ons ewige Vader, die Prins van vrede, van liefde en van hoop. Hy die kerk gestuur om sy woord te versprei, sodat ander ook sy liefde kan kry. Hallo Familiekerk, vandag sluit ons reeks af, gaan dieper met God. En ons gesels vandag oor die lewe, die alledaagse lewe van 'n persoon wat oor tyd dieper en dieper gegroei het
nou verhouding met God. En ons sien dat hierdie persoon was in baie onsekere omstandighede gedompel en het met tyd gegroei in wysheid, in identiteit en ook in dapperheid. En so het dit gebeur dat uiteindelik het hierdie persoon 'n groot verskil gemaak in baie mense se lewens. Nou gaan ek maar net vandag vir jou sê wie ons van praat. Ek wil jy moet saam met my deelneem en dink aan wie dit is. Ek gaan vir jou 'n paar leidrade gee en dan kan jy so lank begin raai en vir my sê wie dink jy is dit. Jy kan sommer daar in die YouTube tekst wie jy dink van wie ons praat vandag. Die eerste leidraad is sy. So ons praat vandag oor die lewe van 'n dame. En sy het gewoon in die land van Persië omtrent so 500 jaar voor Christus. En dan sê die Bybel sy was beeldskoon geweest. Nou glo daardie een het weggegee. Maar sy het ook dubbele burgerskap gehad en haar Joodse naam was Hadassah en haar Persiese naam was Esther geweest. Nou die boek van Esther, so ons praat oor die lewe van Esther vandag, reg? Nou die boek van Esther lees soos die draaiboek van 'n aangrypende tydlose rolprent of in vandag se taal 'n epic movie. Want ons sien dat daar is al die nodige elemente vir 'n goeie rolprent en dit is 'n onwaarskynlike romanse wat jou hartsnare roer en 'n drama en spanning wat jou op die punt van jou stoel hou en dan 'n komplot en 'n bose plan wat jou hart vinniger en vinniger laat klop. En dan in 'n oomblik op die regte tyd is daar hierdie heldin wat in absolute dapperheid die geskiedenis vir haar en haar mense heeltemal herskryf. Nou die verhaal begin met die koning van Persië. Sy naam was Ahasveros. Hy was 'n baie belangrike man geweest, want hy het geheers oor 'n koninkryk wat gestrek het vanaf Indië tot in die suide by Ethiopië, met 127 provinsies. Nou Amerika het iets soos 51 state, so jy gee 'n idee gee. Dit was regtig een van die grootste koninkryke ooit geweest. En Ahasveros het toe in 'n paleis gewoon, 'n baie massiewe groot paleis, met al die pragt en praal wat jy aan kan dink. En hy reël toe 'n fees, wat 6 maande lank aangehou het vir al die hoë amptenare van hierdie verskillende provinsies. En die rede is eintlik baie eenvoudig, want hulle daai tyd hulle nie WhatsApp gehad nie, hulle het nie FaceTime gehad of iets waar hulle nie kon kommunikeer nie. Die enigste manier hoe hulle kon uitvind hoe gaan dit met mekaar was maar net eenvoudig om by mekaar te kom en daarom het hulle vir 'n lang tyd saam gewees en net weer goed op te vang en te hoor en ook 'n geleentheid vir hom wat Ahasveros was om die nuwe planne vir die volgende termyn te gee en dit was basies dat hy ook onder andere vir Griekeland wou verower. Nou die Bybel sê hulle kon enigiets kies om te eet of om te drink en hulle drink het hulle gedrink. Dit is eintlik soos 'n 24/7 open bar wat die ouens gehad het. En aan die einde van die tyd sê die Bybel hulle was goed vrolik geweest. En ons sien Ahasveros was dronk geweest. Nou ons weet as jy dronk is, maak jy dom besluite. En dit is presies wat gebeur het. Ons sien dat nadat hy al sy pragt en praal vir almal gewys het, was dit toe hy het gevoel hy wil graag sy vrou ook vir hulle wys en is die waar hy toe vir Vashti, sy koningin, laat weet dat sy moet haarself hier kom paradeer voor al die manne. En sy het net eenvoudig geweier. Nou, dit was uit die aard van die saak vir hom 'n groot verleentheid geweest en met die dat hy toe vir sy wyse manne gaan vra wat dink hulle moet hy doen. En nou, ek persoonlik dink daai wyse man was ook gesyp geweest, want die raad wat hulle gegee het was terrible. Hulle sê toe vir hom, nee, jy moet 'n wet maak van mede in perse, wat basies beteken is onherroepelik, jy kan dit nie verander nie. Waarin hulle dan nou sê dat Vashti moet verban word uit die paleis uit en sy mag nooit weer by die koning kom nie, om vir haar te gebruik as 'n voorbeeld, dat die ander manne se vroue die moet hand uitdruk nie. Maar terrible raad, in elk geval, dit is toe nou wat gebeur het, en later sien ons, hy was actually baie hartseer daaroor geweest, want toe hy terugkom van Griekeland af, van die oorlog wat hulle verloor het, toe hy by die paleis kom, was die ou baie hartseer geweest.
en hy het vervast die aard van die saak gemis. En die wyse manne kom toe en maak toe nou nog 'n baie slim plan. Hulle sê, nee, ons moet vir die koning 'n nuwe vrou kry, en ons moet na al hierdie 170 provinsies amptenare stuur om basies die mooiste jong dames, die mees aantreklikste meisies van die koninkryk te gaan haal, hulle te bring na die paleis toe hulle vir 12 maande lang mooi maak, en dan kan die koning kies wat se een hy wil hê as sy nuwe vrou. Dis hier waar Ester in die verhaal kom. Nou, ek gaan gou 'n bietjie, as ons net agtergrond gee oor Ester, die boek van Ester wat interessant is, terwyl ons kyk na die gedagte dat onthou die Bybel was definitief, dis nie 'n makboek nie hoor, dit was 'n pluralistiese samelewing, wat daar eintlik maar gebeur het is human trafficking, as jy dit so wil sê in vandag se termes. Nou, interessante feite van die boek van Ester is dat nêrens in die boek van Ester sien ons die naam van God voorkom nie. Dis die enigste boek, een van die enigste boeke behalwe vir Hooglied, waar die naam van God nie eers genoem word nie. En daarom mag mens dink dat God was afwesig geweest, maar die teendeel is waar. Ons sien God oral in die alledaagse lewens van mense werk. Ek dink dis hoekom ons eintlik so goed kan assosieer met hierdie storie, want jy weet, jy sien hierdie groot wonderwerke van 'n see wat oopgaan, of stadsmure wat omval, of 'n vis wat iemand insluk nie. Nee, dit gaan oor bloot die alledaagse lewe van mense en 'n God wat daar betrokke is, agter die skerms, maar God is daar, God werk in omstandighede. En dit herinner ons aan een van God se eienskappe, een van sy karaktereienskappe, en dit is voorsienigheid. Die Engels sê dit is providence. Dit is waar God in sy goedheid en sy getrouheid in ons lewens werk, jy weet, ten spyte van die feit dat ons hom kan sien, dat ons hom nie sien nie. Dit laat my dink aan die toepassing daarvan vir ons vir vandag, is Romeine 8 vers 28, wat sê, ons kan van een saak seker wees, en dit is dat God gebruik elke ding wat in ons lewens gebeur, om sy doel te bereik. En daar is altyd 'n voorwaarde by sy beloftes, en die voorwaarde is vir die wat hom liefhet. En daai liefhet beteken dat ek doen wat hy van my vra. Ek gehoorsaam sy plan, sy woord, ook vir my lewe. Met die belofte dat dan werk alles tot ons beswil uit. Die bekende gedeelte in Romeine 8 vers 28. Nog 'n interessante feit is dat Ester was 'n weeskind geweest, en haar oom Mordegai het haar aangeneem en groot gemaak as een van sy eie. Sy was baie lief vir hom, en sy het gretig geluister na die raad wat hy vir haar gee. En dan sien ons ook dat Mordegai was 'n belangrike persoon in die koning se paleis, hy het in die voorhof gewerk, in die poort gewerk, en wat beteken dat hy was deel van die regstelsel geweest. En toevallig het Mordegai ook eendag, toe twee manne praat, gehoor hoe hulle 'n komplot smee om die koning dood te maak, en hy het toe vir Ester laat weet, en Ester vir die koning laat weet, en het is toe waar bevind, en die manne is toe tereggestel. En dit was nêrens iets van gedoen nie, maar dit is geskryf in die koning se argiewe. Nou, ons sien ook dat koning het toe vir Ester gekies, en dat sy was absolute beeldskoning geweest. Nou, weer 'n toepassing vir ons, jy weet, ons sien in 1 Petrus 3 vers 3, sê dat ware skoonheid van 'n dame, lê nie in juwele en in haarstyl en in klere nie, maar lê in die hart. Dit lê in die skoonheid, ware skoonheid kom van binne, dis nie van buite af nie. En daarom is dit vir ons altyd 'n goeie herinnering, jy weet, dat wanneer ons dink aan skoonheid, dat ons besef, God se idee van ware skoonheid begin van binne. Maar uit die aard van die saak het God ook dames gemaak om mooi te wees, en ook te kyk na hulle
aan hulle buitekant, reg? Maar dit begin by hulle hart. En dit sien ons in Ester se lewe. Nou, soos enige goeie storie moet daar 'n booswig of 'n skarminkel of 'n skurk wees. En in hierdie storie is daar verseker so iemand. En sy naam was Hitler gewees. Ekskuus tog, Haman. Ek sê dit vir 'n baie spesifieke rede, dit was Aspres gewees. Want ek weet jy gaan dadelik assosieer met iemand wat Jode gehaat het. En dieselfde in hierdie geval, Haman het die Jode gehaat. Nou interessant, ons sien dat ons worstelstryd is nie tussen vlees en bloed nie. So reg deur al die eeue heen weet ons dat dit is nie eintlik die persoon nie, maar die bose gees of dan die duiwel self wat agter hierdie bose plan sit. Kyk, ons weet hy kan God nie hanteer nie, maar hy kan niks aan God doen nie, behalwe dat hy kan sy kinders probeer seermaak. En dis hoekom reg deur al die eeue heen sien ons dat daar was altyd planne gewees om die Jode, die Israeliete uit te wis tot vandag toe. En dan sien ons Haman het hulle gehaat. En toe het hy met die koning gaan praat, want hy was die belangrikste man in die koninkryk gewees. En hy en die koning het toe beraadslaag dat hulle op 'n spesifieke dag, die 13de van die 12de maand, sal hulle al die Jode dan doodmaak en al die mense van Perse vra om hulle daarmee te help. Nou toe Haman toe Mordegai dit hoor, was hy uit die aardbesaak baie hartseer geweest. En hy het toe vir Ester laat weet, Ester, jy sal moet ingryp hierso. Dis die enigste manier wat ons by die koning kan uitkom. Jy sal moet hom gaan praat. En hy sê toe vir Ester, wie weet, in Ester 4 vers 14, seker die belangrikste vers van Ester, wie weet, miskien is dit juist met die oog op 'n tyd soos hierdie, dat jy koningin geword het. Ester, jy is gebore vir 'n tyd soos hierdie. Maar dit was nie so eenvoudig om dit met die koning te gaan praat nie. Niemand in daardie tyd kon na die koning toe gegaan het. Die koning was basies untouchable geweest. Niemand kon met hom gepraat nie. Hy besluit met wie hy wil praat en dan sal hy met so 'n persoon praat. As jy sou wou gaan praat met die koning, was dit 'n saak van lewe of dood. Koning het 'n scepter gehad en as hy hom uithou na jou toe, dan mag jy inkom en jy mag met hom praat. Andersins word jy se muur doodgemaak. Ester het vir Mordegai laat weet, dis reg, ek sal gaan, ek vra net dat julle almal saam met my sal bid en vas vir 3 dae lank. En na 3 dae het sy haarself mooi gemaak en het sy na die koning toe gegaan. En niemand het geweet wat sal gebeur nie. In absolute dapperheid gaan Ester en sy betree die koning se teenwoordigheid. En die koning vat sy scepter en hy hou sy scepter na Ester toe uit. En hy sê vir Ester, jy kan enigiets van my vra, tot die helfte van my koninkryk. En in plaas van dat Ester net uitblaker wat sy wil hê, weet sy dat die situasie is gespanne en sy sê toe vir die koning, maar ek het 'n feesmaal gereël, ek wil graag hê jy en Haman moet asseblief dit kom bywoon. Hulle kuier toe lekker saam, maar iets voel nog nie reg nie en Ester sê toe, maar ek wil graag hê julle moet môre weer kom. Die koning en Haman. Nou, in daardie aand is God se voorsienigheid baie duidelik en ons sien dat Haman is huis toe. Hy is so opgewonde oor wat hier aangaan. Jy weet, die koningin het vir hom en net die koning alleen genooi vir 'n maaltyd. So hier moet iets baie belangrik op pad wees vir hom. Hulle wil obviously vir hom nog 'n groter promosie gee. So hy is so opgewonde oor wat hier aangaan en hy kom by die huis en hy vertel net vir almal van hoe fantasties dit is. Maar daai Mordegai maak hom so kwaad, want toe hy weer op pad was huis toe, het hy weer nie voor hom gebuig nie. Wat moet hy maak met hierdie Mordegai? En hulle maak toe plan, hulle sê, hulle moet vir Mordegai laat doodmaak die volgende dag. En hy laat bou toe 'n groot galg, waarna hulle vir Mordegai gaan ophang. Daai selfde aand kan die koning nie slaap nie. Ek dink hy is toe in soveel afwagting oor wat wil Ester nou eintlik hê, dat die man lê en rondrol en hy sê toe vir die ouens, luister maar, julle kom lees vir my die argiewe van my koninkryk. En in daardie aand, op daardie geleentheid, lees hulle vir hom van Mordegai, wat sy lewe gered het. Nou hy vra toe, is al iets gegee vir hierdie man? Niks nie. En die volgende oggend, toe hy by sy paleis is en Haman kom daaraan, toe dink hy, hy gaan vir Haman vra, wat dink hy, moet hy doen met iemand
wie hy as koning wil vereer. En Haman is dus soos dadelik, ouens, dit is besig om waar te word. Nie net die koning hy nie, maar die koning wil my vereer, en hy dink toe by homself, dis my geleentheid, en hy sê toe vir die koning, koning, daardie ou moet jou klere, jou mantel moet hy aantrek, en dan moet hy op jou perd klim, en dan moet een van die hoogste ouens moet hom deur die strate marseer, en sê, hierdie is die man, en wie die koning wil vereer. Ouens, en op daai oomblik is daar 'n twist in hierdie verhaal, en die koning sê vir Haman, gaan doen dit met Mordegai. Ek dink Haman het spierwit geraak, so groot as hy geskrik het, en hy besef toe wat gaan, en op daai oomblik, toe kom die ouens daarin en sê, hoorie Haman, die galg vir Mordegai is klaar gebou, julle kan hom maar ophang, en die koning is so, wat gaan hier aan? En in die proses raak Esther kom ook daaraan en Haman stamp vir Esther en dit is net chaos. En die koning verloor dit en hy sê, vat hierdie man en gaan hang hom op in die galg. Hy is die bose ene, want Esther sê toe ook vir hom, koning, jy moet weet dat ek is self 'n Jood. Ek is self 'n Jood en hierdie man, Haman, wil al ons mense, al my mense, wil hy laat doodmaak. En daar die koning het gesê, genoeg is genoeg. En dis waar hy die opdrag gegee het, om vir Haman aan die galg wat hy self gebou het, te gaan ophang. Ouens, uit hierdie verhaal uit is daar soveel wat ons kan leer in ons verhouding om dieper te gaan met God. Die belangrikste vir my en vir jou om te weet is dat God werk in ons lewens. Al voel dit soms nie so, al lyk dit soms nie so nie. Die geheim is net dat ek en jy regtig lief sal wees vir God. Romeine 8 vers 28 sê, ons kan van een saak seker wees. God gebruik elke ding wat in ons lewens gebeur om sy doel te bereik. Vir die wat hom lief het, werk alles tot ons beswil uit. My gebed vir jou vandag is, dat soos met die lewe van Esther, dat jy sal weet dat jy is gebore vir 'n tyd soos hierdie. Maak nie saak wat jou omstandighede is nie, jy lewe vandag, 2025, vir 'n spesifieke rede. God het jou geroep vir wysheid, God het jou geroep vir jou identiteit, om te weet wie jy is in Jesus, en vir dapperheid, dat jy in geloof, oral waar jy gaan, in absolute afhanklikheid van die Here Jesus sal gaan, en sê, Vader, U wil geskied in my lewe, sodat U plan vir my lewe kan tot vervulling te kom. Daar is vir elkeen van ons 'n moment in ons lewe waar die Here ons kragtig wil gebruik. En my gebed saam met jou is, dat ons dit konstant sal ontdek. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat U ons harte ken, Here. Dankie dat ons vandag net weer 'n verklaring kan maak, dat ons is lief vir U. Here Jesus, dat ons grootste begeerte is, dat ons U sal dien met oorgawe, en dat ons harte aan U kan oorgee, sodat U wil sal geskied in ons lewe, dat U voorsienigheid ons sal lei oral waar ons gaan. Ons aanbid U daarvoor in Jesus naam. Amen. Van die heelal, oorwinnaar oor die dood, almagtige God, almagtige God, U is die een wat vir ewig vir ons sorg. U is heilig, naam door elke naam, die kerk is in die grootheid. Ons nie wen nie.
hart op, die koning het oorwin. Ons aanbid U, vir ewig sal ons sing. Ons jubel en ons juig hardop, die koning het oorwin. Ons aanbid U, ons aanbid U, ons aanbid U, vir ewig sal ons sing. Ons aanbid U, ons aanbid U, ons aanbid U, vir ewig sal ons sing. U is heilig, naam bo elke naam. Die kerk besing U grootheid, die wêreld sal nie verstaan.